Baie welkom by vandag se verhaal vir 19 April 2025 met die opskrif Krap, krap, krap. Die klein seun was so hartseer. Sy hande het gejuk, sy voete het gejuk en hy het nie geweet wat om te doen om die juk weg te kry nie. Die klein seun en sy familie het ver van enige hospitaal afgewoon. Hulle het ver van enige dokters en verpleegsters afgewoon. Hulle het in 'n klein dorpie hoog in die berge van die Filippyne gewoon. Die ander seuns en dogters in die dorpie het ook jukkerige hande en voete gehad en niemand het geweet wat om te doen daaromtrent. Toe op 'n dag het 2 jong vroue na die dorpie gekom. Die klein seun het gehoor hulle sê dat hulle sendelinge van ver af is. Hy het ook gehoor hulle sê dat hulle vir 'n jaar in sy dorpie sou bly. Toe kyk een van hulle reguit na die klein seun en nooi hom om stories oor God te kom hoor. Kom na die bergrivier wat langs die dorpie vloei en maak seker jy nooi jou maat saam, het sy met 'n helder glimlag gesê. Kort voorlank het die klein seun en 'n dosyn ander kinders op die klipprige oewer van die rivier gesit saam met die 2 sendelinge. Die klein seun het met belangstelling geluister toe een sendeling 'n boek met 'n kleurvolle prentjies oopmaak en 'n storie oor God begin lees. Maar toe begin sy hand weer juk en hy krap daaraan. Toe begin sy voet juk en hy krap toe daaraan. Toe begin die ander hand en die ander voet ook juk en hy krap, krap, krap aan hulle. Die ander kinders het ook gejuk gevoel en almal het gesit en gekrap en gekrap en gekrap. Dit was moeilik om na die storie van God te luister terwyl hulle so gekrap het. Die sendelinge het opgemerk dat die kinders afgelei is deur hierdie gejuk en hulle het mooi na hulle hande en hulle voete gekyk. Ek het 'n idee, het een van die sendelinge gesê. Ek het 'n soortgelyke uitslag gesien toe ek 'n klein dogtertjie in my dorpie was. En ons het guavablare in water gekook en dan ons hande en voete daarin gebad. Kom ons probeer dit hier. Die 2 sendelinge het die kinders gevra of daar guavabome in die dorpie was. Die klein seun het gretig 'n guavaboom vir hulle uitgewys. Die sendelinge het blare van hierdie boom gepluk en vir die kinders gesê om bakkies of emmers of skottels by hulle huise te gaan haal. Die klein seun het vinnig gehardloop. Toe hy terugkom, het hy gesien die sendelinge kook guavablare in 'n groot pot water. Toe haal hulle die pot van die vuur af en hulle wag dat die water afkoel. Terwyl hulle gewag het die sendelinge vrolike liedjies oor God vir die kinders geleer. Toe gooi die sendelinge die water in die kinders se bakkies en hulle emmers en hulle skottels. Kom ons bid tot God vir hulp, het die een gesê. En die ander het die kinders gewys hoe om hulle oë toe te maak en hulle hande saam te vou. Hulle het gebid. Liewe God, asseblief genees hierdie kinders. In Jesus se naam, amen. Die klein seun en die ander kinders het hulle hande in die houers gesit en 20 minute gewag. Toe het hulle die water vervang, hulle voete in die houers gesit en nog 20 minute gewag. Die tyd het sommer vinnig verbygegaan terwyl hulle vrolik oor God gesing het. Elke dag daarna het die sendelinge blare gekook, gebid en die kinders se hande en voete gebad. Hulle het al die ouers ook gewys hoe om dieselfde te doen. Na ongeveer 2 weke het die wit knoppe van die kinders se hande en voete verdwyn. Almal was baie bly. Toe nooi die sendelinge die kinders om weer na die rivieroewer te kom om stories oor God te hoor. Die klein seun het gegaan en nou kon hy aandagtig luister, omdat hy nie meer deur die jukkerige hande en voete afgelei was nie. Hy wou graag meer weet van hierdie God wat die sendelinge se gebede gehoor het en hom genees het. Die 2 jong vroue wat die klein seun gehelp het, is opgelei as sendelinge by 'n sentrum wat met die hulp van 'n 13de Sabbatoffer in 1986 gebou is. Baie dankie dat jy beplan om hierdie kwartaal 'n ruim 13de Sabbatoffer te gee wat sal help dat meer kinders in Asië van Jesus kan hoor. Liefde en groete van my, Marlena Nel, namens SSL. En onthou, jy is ook 'n sendeling.